with hope again rekindled, I went at once to see if I could find a man named Jesus from a town in Galilee. I began to search the city, and soon I saw the crowd. They were pressing in to touch him, and they called his name out loud. But with the strength of desperation, I pushed them all aside. I threw myself before him, and from my knees I cried, Lord, come and heal my daughter. Even now she's close to death. Her fever's uncontrollable. She fights for every breath. But God's given you the power. Life is yours to give. If you'll just lay your hands on her, I know that she will live. She will live. She will live. He'd just begun to go with me when a face I saw with fear came towards me with the news I knew I didn't want to hear. And although I tried to steel myself, I trembled when he said, why bother the teacher anymore? Your little girl is dead. Then Jesus touched my shoulder and he told me not to grieve. The trembling stopped when he looked at me and said, only believe. Then he sent the crowds away, except his closest men, and they followed right behind us as we started off again. But we were still a long ways down the road when I heard the sounds and cries of the mourners and musicians as they strove to dramatize my grief they had no business with beneath their loud disguise. My wife just sat there silently and stared through empty eyes. Then Jesus asked the mourners, why is it that you weep? She isn't dead as you suppose, the child is just asleep. It only took a moment for their wails to turn to jeers. Who does this man think he is? Get him out of here! But with authority I've never heard in the lips of any man, he spoke and every sound rolled out with the thunder of command. And in the sudden silence they all hurried for the door, wondering what the reasons were they'd ever come there for. And then he called his 3 disciples that were with him on the way. He led them and my wife and me to where our daughter lay. He took her by the hand, he told her child to rise, and the words were barely spoken when she opened up her eyes. She rose and walked across the room and stood there at our sides. My wife knelt down and held her close, and at last she really cried. And then Jesus told us both to see our daughter had some food. But as to how her life was saved, not to speak a word, not to speak a word. I got to tell somebody. 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 Got to tell somebody what Jesus did for me. I got to tell somebody. Got to tell somebody what Jesus did for me. I got to tell somebody. Got to tell somebody what Jesus did for me. I got to tell somebody. Got to tell somebody what Jesus did for me. Somebody, I got to tell somebody what Jesus did, what Jesus did for me. I got to tell somebody, I got to tell somebody, I got to tell somebody what Jesus did, what Jesus did for me. You know he gave me life when my hope was dead. When there was grief, he brought joy and
somebody, I've got to tell somebody what Jesus did for me. I've got to tell somebody what Jesus did. I got to tell somebody what Jesus did. Got to tell somebody what Jesus did for me. I've got to tell somebody what Jesus did. I got to tell somebody what Jesus did. Got to tell somebody what Jesus did for me. I've got to tell somebody what Jesus did. I got to tell somebody what Jesus did. Got to tell somebody what Jesus did for me. Dink julle van hierdie lied? Sjoe, dis ongelooflik. Ja, hierdie ou is nou al diep in sy 70's. En hy sing nog steeds in Amerika. Maar sy musiek is alles so. Is oor die Bybel, maar is in 'n vorm van 'n storieverhaal, jy weet. En dit is vir my altyd ongelooflik om hierdie ou te hoor. Ons gaan nou sal ek weer 'n liedjie speel of vir Christo vra, maar dit gaan alles daaroor dat ons almal gaan deur een of ander tyd in die lewe deur hierdie probleme wat hy ook gegaan het. Hy het 'n probleem met sy dogtertjie gehad. En hy gaan hulp soek. Hy was wanhoopig geweest. En uiteindelik het hy gehoor van Jesus en toe het hy besluit om Jesus te soek, want hy het geweet dit is Jesus sy hande op sy dogtertjie lê, dan sal sy gesond word. En dan is dit altyd so, jy weet dat dit gebeur net, dit is net erger, dit word net erger en erger. Hier kom hierdie ouens na hom toe en sê vir hom, luister man, moenie hierdie ou mee plan, jou dogtertjie is dood. En daai wanhoopigheid wanneer hy en sy vrou is, en Jesus wat sê, moenie worry nie. Glo net in Jesus, glo net in die wonderwerkende krag van God. En uiteindelik toe Jesus dan nou sy dogtertjie gesond gemaak het, met die opdrag om te sê, moet vir niemand vertel hoe sy gesond geword het nie. Maar dit wat hier binne in hom is, dit wat hy ervaar het, was vir hom so groot geweest, dat hy hierdie lied dan nou eintlik geskryf het van I gotta tell somebody what Jesus did for me. En dis wat ek graag wil hê ons om vanaand oor praat is we gotta tell somebody what Jesus did for me. En dan gaan kyk ons na 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit van wat met mense gebeur het en hoe die Here ook hulle lewe verander het. Gerard, ek wil net gou voordat ons begin met die bespreking, ek wil net gou vir almal, ek het so 'n link vir julle nou gestuur daar op die chat. En as jy daai link oopmaak en dan vat jy nou na hierdie YouTube channel van ons toe. Ek weet nie of julle sien julle my skerm. Ja, as jy daai link oopmaak, dan vat jy nou hiernatoe. En ek gaan nou hierso al daai video's vir ons oplaai. Soos byvoorbeeld laas Sondag se link weg. Ekskuus tog, sorry, nee, praat met Laurens. Sondag se diens byvoorbeeld, hy sal nou daar wys. So as jy op daai link gaan, dan sal hy nou sê geloof, hoop en liefde, dan sal hy al ons goeders hier lys, of jy kan gaan hier op video's, sal hy daar ook wys. En as jy op hom ingaan, dan sal hy nou Waarom het julle my gesoek? En dan gooi hy 'n raaisel voor hulle. Hy sê, so daar is hy. So ek sal nou maar sien hoe dit gaan. Die eerste video ek moes die kwaliteit 'n bietjie afbring, want hy's nogal beperk met die grootte van die video en die alsulke goed, maar ek dink soos ons aangaan, dan sal dit beter raak. Maar daar is hy. So ek raai link. Baie dankie, ja, dis wonderlik. Julle sal ook sien, daar iewers sal julle so 'n haartjie so iewers in die hoek sien, as julle op hom klik, is 'n Switserse bankrekening. Jy weet, 'n offshore account, vir deposito's en vir sulke goede. Ja, go like us on YouTube. Ja,
Ja, Christo, baie dankie man. Ja, dit gaan baie help ook. Daar sê ons het 1 like. Ons het klaar een like, ja. Ja. Ja, pragtig. So kan die evangelie versprei word en ja, dis lekker man. Jy weet ou kan altyd teruggaan daarna die hele tyd. Okay, so kom ons begin. I gotta tell somebody what Jesus did for me. Is daar enige iemand wat vanaand wil begin om vir ons te sê wat Jesus vir jou gedoen het? Ek wil nou sê, soos Sarita eendag vir my gesê toe sy nog in die skool was. Maar ek is so doodgewoon, ek kan vrek daarvan. So ons lewens loop baie sonder daai tipe van insidente, maar ek weet heel waarskynlik is dit omdat wanneer ons in die nood is, wanneer ek in die nood is, dan vra ek die Here se hulp en dan gaan die nood sommer net verby en dis nou nie hierdie groot merkwaardige gebeure nie. So ek dink die Here doen vir 'n mens baie meer as wat jy ooit kan dink, as wat jy besef. Ja. Definitief, ja. Enige iemand anders kom, daar het sekere klein of groot dinge in julle lewe gebeur wat julle kan julle moet net oorborrel. Dit moet uitkom. 'n Mens moet vir mense vertel wat Jesus vir julle gedoen het. Ons het getrek van een plek na 'n volgende een toe en die bak was ongelyk gelaai en jy weet dan koers hy net sommer 'n rigting wat hy wil. So, ons het dit nie besef nie en toe begin hierdie bak swaai en ek het net gesê ag Here asseblief help vir ons. Ja. En daar was mense wat aangekom het van voor af. En soos wat Paul die stuur gevat het, soos wat jy weet die ding hardloop, die voertuig hardloop net waar hy wil dan, sonder dat jy beheer het. En merkwaardig het Paul die voertuig kon stilhou sonder enige ongeluk. Ja, en dis iets wat vir jou die res van jou lewe sal bybly, want jy weet, alle ervarings en emosies en dit wat jy gesien het, jy net besef dat dit is eintlik moes julle dood gewees het of beseer gewees het, maar die Here het vir julle daar uitgered. Dis 'n bonatuurlike uitredding gewees, ja. Ja. Ja, wonderlik. Ja, dis die dinge wat ek vanaand wil oor praat, sodat ons mekaar 'n bietjie kan bemoedig oor wat in ons eie persoonlike lewens gebeur het. Baie dankie Tannie Babs. Nog iemand? Is julle skaam? Ag, 'n klein dingetjies Gerard, soos as 'n mens bang is in 'n voertuig, in 'n voertuig wat gly, jy weet as dit reën. Ja. En jy maak jou oë toe en sê asseblief Here,
lei ons deur hierdie 'n reën of deur hierdie pad of wat ook al. Dis sulke dinge wat 'n mens dit laat jou geloof jy weet dit versterk jou geloof. Ja, En ja. as baie keer as ons moet ry, ons moet deur 'n klowe ry, 2 verskillende klowe en dit is verskriklike skerp draaie. Ek dink Ja. Tony sal vir jou kan sê hoe skerp is hierdie klowe wat jy moet deur partykeer. En dan voor die tyd, dan begin ou Babsie al bid, asseblief Jesus, gee dat dit sal droog wees soos daar moet ry. Ja. En weet jy merkwaardig Gerard, dit werk. Ja. Ja, as jy mens aan die ander kant uitkom, is dit eintlik so 'n sig van verligting, maar daai amen kom soms so natuurlik, sê amen, halleluja, prys die Here. Ja, Ja. dit is so. Dit Ja, is wonderlik, so. wonderlik. Iemand anders ook? Terwyl ons dink, kom ons gaan 'n bietjie daarna Job 1 vers 6 tot 12 toe. Ons praat al baie oor Job. En 'n mens moet Job se geduld hê en maar baie min mense weet. Ek het 'n professor op universiteit gehad, die prof Yuri Leroux. Hy was 'n Ou Testamentikus gewees. En hy het vir ons in Hebreëus het hy vir ons die hele Job deurgevat. En daar kom 'n mens eintlik agter dat Job was maar nie so geduldig gewees nie. Hy het gemurmureer en hy het maar met die Here beklei. Maar daar in Job 1 vers 6 tot 12 lees ons Job se geskiedenis. En 'n mens moet verstaan dat Job was nie onder dieselfde verbond as wat ek en jy nou is nie. Daar het ander dinge gewerk en daar het jy weet mense het anders met die Here gepraat en in sy teenwoordigheid gewees as wat ons nou is. En hier lees ons dan nou in vers 6, op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Nou hier word die seuns van God vertaal met engele wat God geskape het. En hier sien ons hulle kom voor die Here, hulle kom voor die troon van God. En ons sien ook dat die Satan het vrye toegang gehad. Hy was al reeds uitgewerp uit die hemel gewees, maar hy het vrye toegang op daai stadium gehad om in en uit te kom in die hemel en dan terug aarde toe te gaan soos wat hy wou. En hy het met God gepraat, hy het met Jesus gepraat. En toe vra die Here vir die Satan. Hy vra vir hom, hy sê, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het. En hier sien ons 'n direkte link tussen die hemel en die aarde. Daar is 'n verband, 'n kausale verband tussen toegang in die hemel en toegang tot die aarde. En hy sê, hy staan in die hemel op hierdie stadium voor die troon van die Here, maar hy sê ek was ook op die aarde gewees, 'n swerftog wat ek het dit deurkruis. En toe vra die Here vir die Satan, vers 8. Het jy al gegee op my knegt Job? Het jy Job gesien? En dan getuig die Here oor Job. Hy sê, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n Man vroom en opreg, Godvreesend
en wat afwyk van die kwaad. Nou, hierdie karakter wat die Here vir Job deurgee, is eintlik van wat 'n Christen veronderstel om te wees. Vroom, godsvreesend, en jy is gedurig besig met die Here. En die Satan sê vir die Here baie interessante ding. Hy sê, ek het hom gesien. Is dit nie verniet dat Job God vrees? Hier gooi hy 'n vraag. Hy sê, maar is dit nie verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? So dis hoekom hy godsvreesend is. Dis hoekom hy die Here dien, want hy is beskik deur die Here van alle kante af. Sy huis en alles wat hy het. Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Dit gaan goed met Job. Die Here seën vir hom. En dan kom die versoeker en hy bring 'n voorstel aan die Here en hy sê, maar strek net u hand uit en tas alles wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Daardie seën in die Hebreëus beteken eintlik vervloek. Hy sal u vloek in die aangesig, hy sal u vervloek. Nou is dit nie so baie interessant dat wanneer dit goed gaan met ons, dan prys ons die Here en jy weet ons gaan maklik getuig oor die Here en ons sal maklik vir ander mense sê, I gotta tell somebody what Jesus did for me. Die Here seën my en hy seën my familie en hy seën my finansies. Maar die oomblik as dit begin sleg gaan, die oomblik as daar probleme is, die oomblik as ons aangeval word, as ons geloof aangetas is, dan begin ons te twyfel. En hier kom die Here en hy reageer op dit wat die Satan sê en hy sê, kyk, alles wat hy het is in jou hande. Net homself mag jy nie jou hand nie uitsteek nie. So die Here sê eintlik vir die Satan hierso, vat alles van hom af weg. Behalwe jy mag nie aan hom as persoon raak nie. En wat doen die Satan? Hy gaan uit die hemel uit. Hy gaan terug na die aarde toe en hy het weggegaan van die aangesig van die Here. En op 'n dag terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, en hier begin Job se probleme. En die Satan vat vir dit wat hy die liefste voor is, en dit is sy kinders, en sy besittings, en die boodskapper kom na Job en sê, terwyl die beeste aan die ploë was en die esels aan die wei langs hulle, het die Sabeërs inval gedoen en dit weggeroof en hulle die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan. Net ek alleen het ontvlug om u te vertel. En hierdie ou het nog nie eens klaar gepraat nie. Toe kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars en dit het hulle verteer. Hier is dit 'n direkte act of God, en 'n mens kan eintlik daai vuur van God met 'n weerligstraal vertaal. Die weerlig het gekom en het hierdie klein vee doodgeslaan en hulle verteer en net ek alleen het ontvlug om u te vertel. En dan kom nog een en hy spreek en hy sê die Galdeërs het 3 leerafdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en dit weggeroof. Maar hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om dit vir hulle te vertel. Terwyl die een nog spreek om na 'n ander een en dan bring hulle die mees verskriklikste nuus vir Job en sê jou seuns en jou dogters was besig om te eet en wyn te drink in hulle huis van hulle oudste broer
En hier kom daar weer 'n act of God. En dit lyk asof dit God is wat dit doen, maar onthou die opdrag was gewees, ek gee alles in jou hande oor, het die Here vir die Satan gegee. So hierdie wind kom direk van die Satan af, van die woestyn af, wat die huis van 4 hoeke gryp, en dit het op hierdie jong mense ingeval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om dit te vertel. Job se reaksie daarop is, hy is verskriklik geskok, en hy het sy mantel geskeur, en hy het sy hare op sy kop afgeskeer, maar hy het in aanbidding op die grond geval, en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeryms toegeskrywe nie. 'n Ongelooflike verhaal wat hy vertel hier, en jy weet, 'n mens sou dink dat na al hierdie goede gebeur het, dat die duiwel dan reg was, die Satan, en dat Job God sou vervloek het, maar hy het dit nie gedoen nie. Kom ons stop uit vir 'n oomblik daar. Wat dink julle oor hierdie verhaal? Kom ons ry 'n bietjie gedagtes uit. Ek dink Job se geloof was sterk geweest. Goed. Job se geloof was sterk geweest. Onthou die opdrag van die Here aan die Satan was, hy mag alles van Job af wegvat. Alles, sy kinders, sy vee, sy besittings, maar aan homself mag hy nie raak nie. Hy mag nie aan Job self raak nie. Al hierdie dinge het toe nou gebeur, maar Job was nog steeds getrou aan die Here en het nie gesondig nie. Ja, dis 'n teken van sy geloof. Goed. Kom ons kyk bietjie na Job 2 vers 7. En hier kry ons dan nou dat dit bietjie nader kom aan Job by homself as net sy omstandighede. Onthou weer eens, die Here het gesê, ek gee alles aan die Satan oor, hy mag doen dit wat hy wil, hy mag alles wegvat, maar hy mag nie aan Job vat nie, hy mag nie aan Job raak nie. En die Satan het dit nie gedoen nie. Maar in vers 6 sê dit daar, en die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, maar net sy lewe moet jy spaar. Maar in sy liggaam mag jy vat. Jy mag hom siek maak. Jy mag enigiets doen, want die Satan het gesê, ja, maar jy weet, as jy aan sy liggaam vat, as jy hom siek maak, dan gaan hy begin twyfel aan die Here. En vers 7 sê, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetstoel tot by sy skedel. Ons praat oor genesing, en ons sien mense rondom ons is baie siek, en mense sterf, en mense kry kanker, en mense is moedeloos, en selfs kindertjies, ons sien dit op WhatsApp, en op Facebook, jy weet,
selfs kindertjies wat baie ernstig kanker kry. En dan vra ons onsself die vraag af, maar waar kom dit vandaan, weet? En baie van hulle is Christene, is kinders van die Here, wat so swaar moet kry. Vers 8 sê, en Job het vir hom 'n potskerf geneem, en hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. So met ander woorde, daar is 'n fisiese lyding. Hoe is ons geloof, en hier praat ek met ons persoonlik, ons eie geloof, wanneer ons self begin siek word, en ons self in lewensgevaarlike situasies verkeer, of ons moet 'n baie ernstige groot operasie ondergaan. Wat is ons geloof dan teenoor die Here? Vra ons die Here om ons gesond te maak? Of dink ons die Here het ons verlaat? Dit is allerhande vrae wat ons deurgaan. En dit het selfs 'n effek op die mense langs ons, heidene, Christene, ateëste, mense wat nie glo nie, selfs jou geliefdes, want hier kom Job se vrou na hom toe, en hy sê, volhard jy nog in jou vroomheid? Weer daai woord seën beteken vloek. Sy sê vir hom, jy is nog steeds so vroom, jy is nog steeds so, hou so vas aan die Here, vloek die vir God en sterf. Maar hy antwoord daar, soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. En weer eens, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. En toe kom Job se vriende ook na hom toe, en hulle het ook allerhande goede vir hom te sê. Van advies, van wat hy moet doen. Of hulle sal vir hom sê, ja, maar weet jy het een of ander groot ellende, of jy het een of ander groot sonde gedoen. Dis hoekom die Here jou so straf. Want ons probeer nou redes soek, hoekom het hierdie siekte oor mense gekom. Maar Job het niks sonde gedoen, hy het niks verkeerd gedoen nie. Die duiwel, die Satan, het hom versoek om sy geloof te toets. En dan van Job 2 af is dit 'n groot gesprek saam met sy vriende, en al hierdie dinge wat hulle Job probeer moedeloos maak en probeer derms ry. En dan sien ons in Job 42 vers 7 tot 10 en 16 en 17 dat die Here dan nou self ook met hierdie vriende van Job praat. Job 42 vers 7. En Job was getrou aan die Here gewees, ten spyte van dit wat sy vrou gesê het, ten spyte van dit wat sy vriende vir hom gesê het, en nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas die Teamiet, my toorn het ontvlam teenoor jou en jou 2 vriende, want julle het nie reg van my gespreek, soos my krag Job nie. So hier het die Here baie duidelike uitspraak oor mense wat probeer om uit hulle eie uit te gaan vra, maar wat is die oorsaak gewees, en hulle het Job nie moed ingepraat nie. En dan sê hy, neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, gaan na my knegt Job en bring 'n brandoffer vir julle en laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg met my gespreek, soos my knegt Job nie. Wat ek wil beklemtoon vanaand, of wat die Bybel beklemtoon vanaand hierso, opregtheid voor God, geloof in God, om op die Here te vertrou in moeilike tye,
in goeie tye kom ons in guns by die Here en aan die einde van die dag bring hy dinge oor ons pad waar hy dan uiteindelik sy wonderwerkende krag bewys. Vers 10 sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. So hier bid Job met sy swere oor sy liggaam, met al hierdie dinge wat met hom gebeur het, sy hartseer, gaan Job nog steeds uit en hy reik uit na sy vriende toe. En wat doen die Here? Hy verander Job se lot. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. En dan lees ons in vers 16 en 17, lees ons dan, en Job het daarna 140 jaar lank gelewe, en hy het sy kinders en kleinkinders gesien, 4 geslagte, en Job het gesterwe, oud en afgeleef. Die Here het hom herstel, en hy het 'n lang lewe gehad op die aarde, voordat die Here hom kom haal het. En dit was Job se verhaal gewees, van wat die Here aan hom gedoen het. Ten spyte van alles wat met hom gebeur het, was hy getrou aan die Here gewees. Op 'n stadium het hy opstandig geraak, as ons hier in Job 40 gaan lees oor die skepping, en dan vat Job God vir Job, en hy sê vir hom, waar was jy gewees toe ek die seekoei gemaak het, en waar was jy gewees toe ek dit gedoen het, en dit gedoen het, en dit het Job tot berusting gebring, dat God is God. Job het al hierdie dinge gesien, wat die krag van die Here was, aan die einde van die dag. Wie van julle kan vereenselwig met die lewe van Job? Suffering op suffering. Behalwe ek. Het lyk van hy is net aan die babs wat suffer. Die ander, hulle het 'n joy lekker lewe. Daar by Sonja hulle, groei daai pampoene tot kargrootte. En daai tomaties is so groot soos brahmanbulle. Lardo, Nikki, julle is vir my baie stil vanaand. Ek dink hulle het al weggehardloop. Hulle lyk vir my hulle het weggehardloop. Jy laat die vertel 'n bietjie van Milo. Jy weet, Gerard, die jong kinders, Liam vra ook na die dag vir ons die vraag. Ouma, hoekom is mense wat God nie erken nie, soos ek dink Steve Jobs is een van hulle. Ja, Hoekom is hulle so ryk? ja. Ja, en hulle gaan vooruit. Ja, hoekom is Christene nie almal ryk nie? Ja. So wat dink julle is die antwoord? Want Christene is nie konstant agter geld aan nie, oom. Okay. Nee, maar daar is Christene wat baie hard werk en niks het nie. Weet, ek werk ook baie hard by die skool, maar ek is oorwerk en heeltemal onderbetaal. Dan moet oom bid vir geld. Ek het 'n motto in die lewe, né? Mense sê, ag, ek wil net genoeg hê om van te lewe. Ek stem nie daarmee saam nie, want as ek net genoeg het om van te lewe,
dan kan ek niemand help nie. Maar ek ken mos my hart. As ek miljoene of biljoene het, nee, dan kan ek mos baie mense help. Dan is dit mos nie 'n survival net vir myself nie. Ek sal baie mense kan help met baie geld. So julle weet nie van tannie daar in Engeland of in Duitsland wat een of ander kasteel het wat nie erfgename het nie, wat sal dit maak dat ek erf nie en 'n titel kry soos 'n count of 'n viscount of 'n ek wil nie 'n prins of 'n wat ook al nie. Ek wil net 'n baron wees of weet, is so iemand. Maar met 'n kasteel. Ek wil 'n kasteel hê en die kasteel moet op 'n berg wees. En watter troon gaan jy opsit? Op die witte. Nee, ek gaan nie op 'n troon sit nie. Ek gaan daar op die kant van die berg sit en dit moet moeilik wees vir mense om op te kom. En dan gaan ek vir my so 'n hoop klippe langs my sit. En die wat ek nie like nie, gaan ek onder die klippe steek. Maar die wat ek like sal ek dan lekker maar opkom. Nee, wat Gerard, dis hoekom jy nie ryk is nie. Wat sê jy, Christo? My mening, ek dink nie rykdom of armoede het enigiets met Christendom en jy het tog al gehoor van mense, ek het nog nie self met iemand gepraat wat dit gedoen het nie, wat nou byvoorbeeld hulle siel nou gaan verkoop en dan word hulle nou verskriklik skatryk en so. Ja. Maar ek meen, kyk na Job self. Ja. Die Here het hom groot geseën omdat hy getrou was en hy was regverdig en hy die Here aangehou dien. So, maar ek dink ook nie dit is mens moet jou geloof daaraan meet om te sê ek's 'n Christen en ek's getrou en regverdig, maar die Here seën my nie met rykdom. Ek dink nie dit is so mens rykdom moet meet nie. Maar dit is baie interessant wat jy sê, maar jy weet, is dit dan nou ook so, want in die Rooms-Katolieke Kerk is dit dan nou baie prominent dat die priesters is veronderstel om eintlik niks te hê. Hulle is arm. Hulle mag nie salarisse verdien nie, hulle mag nie inkomste verdien nie. En jy weet, jy moet jouself kastei elke dag van jou lewe om in die minste te vrees. Die nonne in die kloosters ook, of wat die convents. En een van die dinge is dat hulle baie min besittings moet hê. Is dit regtig so dat dit so moet wees? Moet Christene arm wees? Moet predikante arm wees? As ek nou 'n paar miljoen rand in die bank gehad het, sou julle anders na my gekyk het of anders na my gedink het. Nee. Ja, soos ek nou nog gesê het, ek dink nie daar's 'n regtig 'n verband tussen want die Here het vir ons almal verskillende rolle en take gegee. En ek meen as jy die Here volg, dan hy het 'n sekere pad en 'n doel wat hy met elkeen het. En as mens jou seëninge meet aan jou bankrekening, dink ek meet jy jou seëninge verkeerd. Maar tog, 'n mens het sekere dinge nodig om 'n bestaan te voer. Maar ek dink dis maar waar dis waar mense die Here vir wysheid moet vra. Is om dit wat jy het reg mee te werk. En as jy behoefte het, dan moet jy na hom toe gaan. En ek dink dis ook waar baie mense begin 'n Sondag is. Hulle raak desperaat en dan begin hulle sekere goeders te doen om meer rykdom of meer van die of meer van daai te kry. Ja. Dis waar baie van die maar ek dink is elke ene wat daai ding met die Here daai paadjie met die Here moet stap. As jy 'n behoefte het aan 'n sekere ding,
moet jy die Here vra daarvoor en die Here vertrou daarvoor. En Ja, absoluut. Hy moet partymal maar geduldig wees. Want ons tyd is nie die Here se tyd nie. Die Here weet wanneer om dit vir jou op die regte tyd te gee. Maar dis maar hoe ek voel daaroor. Dit is of dis so ek dit glo. Die Here sal ons elkeen seën op ons manier hoe ons dit van hom vra en ons moet hom net aanhou vertrou vir dit. Aan die ander kant sê die Bybel, ekskuus, jy moet nie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak nie, maar skatte in die hemel. Ja. Nee, dit is so. Maar as 'n mens nou 'n bietjie weg kan beweeg van geld of rykdom, en ons kyk na byvoorbeeld Job se verhaal, dat die ongeluk het hom gery en hy het swere gehad van sy voetsole tot by sy kroontjie op sy kop. As Christene siek word, kyk ons anders na hulle as wat Christene 'n gesonde lewe het. As Christene kanker kry of hartaanvalle of beroertes of wat ook al, kyk ons anders na hulle, want Job se vrou het anders na haar man gekyk. Job se vriende het anders na hom begin te kyk as wat hulle normaalweg so gekyk het toe dit goed met hom gegaan het. Is dit nie waar dat wanneer daar een of ander probleem in mense se lewens kom, het jy verloor alles wat jy het of jy word siek of wat ook al, dat mense anders na jou toe begin kyk? Maar in Job se geval het die Here eintlik indirek vir Job getoets. Goed, dis waar, maar toets die Here my en jou op dieselfde manier. Ons is nie anders nie. Ons is nie anders nie, definitief. Ja, hy kan ons moontlik toets. Maar iets kom nou in my gedagtes is as mens die Onse Vader, ons voorbeeldgebed. Daar's 'n stuk in die gebed wat ons bid en lei ons nie in versoeking nie. So dit gaan vir my baie oor in daai gebed is daar eintlik 'n stukkie wat gaan oor versoekings wat ons kry en ons deel van daai gebed is dat die Here ons reg daardeur sal lei. Lei ons nie in versoeking nie en verlos ons van die bose. Het is goed dat jy dit noem, want dit is my volgende punt as ons byvoorbeeld bietjie gaan kyk na 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Waar daardie gebed wat gebid word juis nie beantwoord word nie, maar dat die Here 'n spesifieke ding doen, is soos 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. En hier kry ons vir Paulus, en onthou wat jy nou gesê het, Christo, die gebed is laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En hier is Paulus, en hy sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van openbaringe nie sou verhef nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hier sien ons juis dat daar 'n versoeking oor Paulus se pad gekom het in die vorm van 'n doring in sy vlees. 'n Engel van die Satan, en hierdie engel het hom fisies met die vuis in die gesig geslaan.
Hieroor het ek die Here, en dit is Paulus se gebed, 3 maal het hy vir die Here gevra, dat hy van my sou wyk, maar die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Nou wat sou julle sê, wat is hierdie doring in Paulus se vlees? Ek weet toe ek op universiteit was, het die ouens so beredeneer en goede, en daai doring in sy vlees, het iemand eendag gesê, dis definitief 'n vrou. En nou, Is een of ander ons swakheid. moet praat. So stem julle nie met my saam dat dit 'n moontlike vrou kan wees nie. Jy weet, miskien 'n mooi blonde kop vrou, 'n buurvrou miskien, want ons weet nie of Paulus getroud was nie. Maar miskien is dit so 'n mooi dingetjie wat vir hom baie aandag gegee het, jy weet, en mooi met hom gepraat het, en dit het sy ou hartjie laat bokspring, van hierdie aandag wat hy kry. So, wat dink julle, is daai doring in sy vlees? Of dink julle dit is miskien 'n geheime sonde? Of dink julle miskien dit is 'n siekte wat oor hom gekom het, 'n krankheid wat hom gebeur het? Ek sien daai vers 7 sê dat ek my nie sou verhef nie. So sy dalk was dit sy swakheid om kwaad te word of iets soos dit wat homself verhef. Ja. Want hy sê daarso dat ek my nie sou verhef nie. En Hoekom dink julle sou hy hom verhef het? Of sou hy hoogmoedig geword het of neergekyk het? Wie was Paulus gewees? Ja, hy is 'n redelike moordenaar voor die tyd. Hy het die Christene vervolg. So, Hy dit was sy 'n Romeinse swakheid. soldaat. Nee, hy was 'n Joodse rabbi gewees. Hy was 'n priester, hy's 'n professor gewees by 'n universiteit. Hy kom uit 'n baie ryk vooraanstaande familie uit. Die interessante ding is dat ons weet dat Paulus was 'n pikkie gewees. Hy was baie kort gewees. Hy was maar 4 voet 7 lank gewees. Of was dit nie die doring nie? Dit kon ook miskien, ek bedoel, dis hoekom ek vir julle die agtergrond gee. Jy weet, hy was baie klein van gestalte gewees, en 'n mens kan eintlik sê, en dit wat Christo nou gesê het ook, in leuke terme kan ons sê dat hy het waarskynlik aan kort mannetjie sindroom het hy geleef. Jy weet, hierdie kort mannetjie sindroom wat dat as jy 'n baas is of as jy 'n professor is of iemand is, dan sien jy neer op ander mense. So wat dink julle, wat was daai doring in sy vlees gewees? ja, ek sal gaan met hy het vinnig kwaad geword. Goed, hy het vinnig kwaad geword. Wie wil nog 'n poging waag? Dat hy dink, hy het homself aangestel oor ander, Ja, want hy kom mos uit, soos jy sê, uit hierdie ryk familie uit, ja, en hy het gedink hy is beter as ander. ja. Want hier sê dit, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my kan hoor nie. Ja. Dink julle nie dit was 'n vrou gewees nie? Ja, wel, dit kan ook wees. Baie interessante verklaring is die frase 'n doring in sy vlees word altyd volgens die Bybel
verklaar as 'n persoon of persone en nooit 'n siekte of een of ander disease nie, 'n sickness of 'n disease nie. Met ander woorde, dit was nie 'n siekte gewees wat hy gehad het nie, of een of ander disease of jy weet, mense kan ook verklaar dat hy, omdat hy so kort was, dat hy emosioneel miskien nie goed gevoel het nie. Dit was nie dit gewees nie. Dit was 'n fisiese entiteit gewees en hier lees ons 'n doring in my vlees, met ander woorde, dit is iets wat sy liggaam aangeval het, maar dan gee die Bybel die verklaring, dis 'n engel van Satan en hierdie engel van Satan het hom fisies aangerand. Met ander woorde is 'n bose gees gewees wat hom getuister het. 'n Bose mag. As ons byvoorbeeld in Numeri 33 vers 55 lees, dat ons 'n bietjie 'n agtergrond so gehad het van hierdie gedeelte, Numeri 33 vers 55. Ekskuus Gerard, vers hoeveel? Vers 55, ekskuus Christo. Vers 55. Is Numeri 33 vers 55. Vers 55, ja. Okay. En daar in vers 55 staan daar: maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uitdrywe nie, sal die wat julle ek dink daai woordjie is vas hulle laat ek net mooi sien hierso ek kan nie lees wat daai woordjie sê nie. Oorbly. Oorbly. Soos dorings in julle oë wees en soos angels in julle sye en hulle sal julle beveg in die land waar julle bewoon. Met ander woorde, hier word die verklaring gegee dat die bewoners van hierdie land sal soos dorings in julle oë wees en soos angels aan julle sye. En dan as ons lees in Joshua 23 vers 13. Wie dan verseker dat die Here, julle God, nie langer hierdie nasies voor julle sal verdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n struik wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Ek beweeg in hierdie teksgedeeltes om te sê dat ons lewe in verskriklike tye. Jy weet, en daar gebeur verskriklike dinge rondom ons. Selfs met goeie mense, selfs met Christene. En hier alreeds in die Bybel het die Here gesê dat ek sal niks aan hierdie mense doen nie. Ek sal niks aan hierdie verkragters doen wat klein dogtertjies verkrag of pedofiele of mense wat hijack en mense wat plaasmoorde en sulke goede doen nie. 'n Mens kan dit as ware inlees hierso. Want hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n struik wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë. Met ander woorde, dit gaan moeilik wees vir ons as Christene. Totdat ons dat uiteindelik sterwe in hierdie land wat die Here God aan ons gegee het. Dit gaan nie altyd goed met Christene nie. Daar gebeur slegte dinge, daar kom siektes, daar kom
ellende. En soos Job vra ons dan ook, so vrou en sy vriende hierdie vra, maar jy weet, moet ons nie maar liewerste God vervloek en op 'n ashoop gaan sit en sê ek wil nie meer lewe nie, ek wil net doodgaan nie. In Handelinge 9 vers 16 is daar 'n voorspelling wat die Here gemaak het vir die wat aan hom behoort, vir Paulus ook. Handelinge 9 vers 16. En hier is die voorspelling deur Ananias wat sê, want ek sal hom toon, die Here, en hy praat hier met Paulus, hy sê ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Daar is dat Paulus en ons as Christene sal baie ly vir die Here. Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, en hier kom Ananias, 'n profeet van die Here, en hy lê vir die professor, hierdie hoog aanstaan of voorstaan uit 'n vooraanstaande familie, en hy lê vir hom die hande op, en hy sê vir hom wat die Here vir hom gesê het, en hy sê, Saul, broer of broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op kom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vol. En dadelik het daar skille van sy oë afgeval en kon hy onmiddellik weer sien, opgestaan, en dan is hy dan ook gedoop. Nou is dit baie interessant as ons gaan kyk, dat wat het eintlik alles met Paulus gebeur, aan die einde van die dag. Jy weet, hierdie doring in sy vlees, wat die Here vir hom gegee het, wat vir hom in sy gesig geslaan het, en Paulus het aan die einde van die dag 3 maal vir die Here gebid en gesê, ag Here, asseblief, vat dit van my af weg. Maar die Here het vir hom gesê, ek gaan nie, want my genade is vir jou genoeg, in jou swakheid sal ek volbring, dit wat ek in jou lewe dan deurgegee het. Dink julle dit is vir alle Christene, dat ons sal ly vir die naam van die Here Jesus? Soos Paulus, ons sal swaar Ek dink daar sal altyd 'n streweling wees. Omdat ons van die aarde of in die aarde, op die aarde is, met al die elke dag in jou lewe, sal daar maar altyd 'n tweestryd wees om die keuse te maak tussen God en die aardse dinge. So jy gaan nooit, ek dink as 'n Christen, as jy kies om die regte pad te stap, sal daar maar altyd 'n aanval wees van die Satan af. Ek dink nie, dit sal net alles maar wees. Ek dink jy gaan 'n pad stap wat maar sy aanvalle gaan hê. Kom ons kyk 'n bietjie, jy is heeltemal reg, maar kom ons kyk 'n bietjie wat met Paulus gebeur het. Daai profesie wat uitgespreek is, oor hoeveel Paulus vir die Here sal ly, en dan gaan kyk ons wat met hom gebeur het, of dit met ons ook gebeur in ons daaglikse lewe. As ons net afskuif daarna vers 21 toe. Onthou, hier het hy tot bekering gekom, hy's gedoop, hy het vervolg, en hy het dadelik weer teruggegaan na die sinagoges toe, en hy het begin verkondig dat Jesus die Seun van God is.
Onthou hy's 'n rabbi, hy was 'n predikant gewees, hy was 'n professor gewees wat mense doodgemaak het soos Lourens gesê het, omdat hulle gesê het dat Jesus is die seun van God. Nou gaan hy terug en hy gaan verkondig dat Jesus die seun van God is. En wat gebeur met die mense wat voorheen na hom geluister het? Vers 21 sê, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het hy gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep? En hier het hy gekom met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie. Met ander woorde, hulle was verbaas gewees, en die mense was daarop uitgewees, as ons lees in vers 26 tot 29, dat hierdie mense wou hom nou doodmaak. Is dit nie so dat wanneer ons by die werksplek getuig van die Here Jesus, dat mense onmiddellik teen ons in opstanding kom nie? Vers 26 sê, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit. Die disippels van die Here. Want onthou, hy het nou tot bekering te kom, maar almal was bang vir hom, omdat hulle nie geglo het, dat hy 'n disipel was nie. Twyfel mense nie baie keer oor jou Christendom nie? Twyfel mense nie baie keer oor jou en my bedoelinge, as ons getuig oor die Here Jesus, wanneer ons sê, I've got to tell somebody what Jesus did for me. Is daar nie suspisie onder die kinders van die Here, wanneer daar op die einde van die dag, mense is wat opstaan, en entoesiasties is oor wat die Here vir hulle gedoen het nie. Vers 27 sê, maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die naam van Jesus Christus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem. Na vers 29, en vrymoediglik gespreek het in die naam van die Here Jesus, en ook met Grieksprekende Jode gepraat, en gerede toos het, maar hulle het probeer om hom dood te maak. Dit is weliswaar so, dat ons nie doodgemaak word, as jy oor Jesus praat nie. Maar in hierdie week, ek dink dit was gister gewees, en Christo het dit, nou die dag het hy vir ons so 'n ding uitgewys, rondom die Boko Haram, hier in Mosambiek, hier naby ons. En dit was in die nuus gewees, dat daar honderde mense doodgemaak is, omdat hulle Christen is. In die openbaar, in die strate, is hulle keel afgesny, hier in ons buurland Mosambiek. En met ons grense, op hierdie stadium wat so beroerd is daai mense besig om oor te kom na Suid-Afrika toe, en dit gaan hier ook gebeur, want hulle wil 'n kalifaat hier in Suid-Afrika ook begin, soos wat hulle in Mosambiek begin het, en hulle is geteken op die Christene en die Christenkerke om ons dood te maak. Hulle is ook spesifiek gerig op die onderwys. Hulle wil die onderwys verander, sodat dit 'n moslem onderwysstelsel word. En hierdie goed kom na ons toe. Een of ander tyd gaan dit gebeur. En net soos Paulus begin preek het in die naam van Jesus Christus, gaan mense probeer om my en jou dood te maak. Handelinge 13 vers 6 tot 12 sien ons dat hierdie engel of hierdie in sy vlees, hierdie doring in sy vlees, is spesifiek ook dat die duiwel
teen Paulus begin opstaan het. Handelinge 13 vers 6 tot 12. As net bietjie opgaan na vers 6 toe. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. So hier kry ons 'n Jood wat dan ook 'n towenaar is. En hy was by die gouverneur Sergius Paulus 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Met ander woorde, hierdie gouverneur wat 'n verstandige man was, hy wou meer geweet het van die Here. Maar dan kom hierdie Jood, Elimas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en probeer om die gouverneur afkeurig te maak van die geloof. Met ander woorde, daar's mense wat baie invloed het, wat dit wat jy sê en dit wat jy verkondig, gaan probeer tot niet maak. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid wee van die Here te verdraai nie. Ons is baie bang om met mekaar so te praat. As jy vandag vir iemand sê kind van die duiwel, dan sit jy môre in die tronk. Of jy moet een hengse boete betaal, want jy het hierdie ou nou basies criminora, jy het hom leed aangedoen. As ons dan ook gaan kyk, jy weet, na verskeie ander tekste, ek wil nou nie alles vanaand vir julle deurgee nie, maar net om te sien wat het Paulus alles deurgemaak. Handelinge 19 vers 8, en hierdie is vir my 'n baie groot teksvers, wat die duiwel baie keer gebruik. Handelinge 19 vers 8, veral in die kerke vandag. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat in die koninkryk van God aangaan. Met ander woorde, daar was vir 3 maande lank, het hy niks reg gekry nie, want hierdie ouens is gedurig met hom in dispuut. As Paulus een ding sê, dan sê hulle ja maar, so en so en so. En dan as hy vir hulle probeer verduidelik, dan sê hulle ja maar weet jy, ek dink nie jy kan so daaroor dink nie, dit is so en so en so. En hoe meer hulle probeer oortuig, hoe meer het hulle in 'n dispuut met hom gegaan, en die Bybel sê eintlik hulle was valse broeders gewees. En dan Handelinge 16, en hier kom dit nou bietjie nader aan wat Job ook moes deurgaan. Jy weet, dit is maklik as mense met jou stry en mense teen jou gaan of sê ja, maar jy kan nie die woord van die Here so interpreteer nie, of jy kan nie so dink nie, of soos iemand wat vir my gesê het, jy weet, hier in ons skool is het ons 'n neutrale godsdiens. Ons moet almal in ag neem. Ons kan nie die Christelike godsdiens bo ander voorhou nie. Maar hier in Handelinge 16 vers 12 tot 40 gebeur dan nou iets met Paulus. Jy weet, hy het vrymoedigheid, hy praat met hierdie mense, hy het voorheen met hulle gepraat, en daarvan dan het hy na Filippi gegaan, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië. Dit was 'n kolonie gewees, en hulle toe in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad, langs die rivier, waar die gebruikelike bidplek was,
En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daarby gekom het. Hierdie vroue. En dan sien ons dat daar was 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster. Nou Lydia se geskiedenis was dat sy het baie groot werk vir die Here gedoen toe die eerste kerke gestig was in die stad Thyatira, godsdienstige vrou, en die Here het haar hart geopen om ag te gee wat deur Paulus gesê is. En sy en haar huisgesin is gedoop. Sy het ons aangedring en gesê: as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. Met ander woorde, daar was gasvryheid gewees. En as ons nou bietjie verder dan kan gaan en sê ons, en terwyl hy op hierdie plek was, na die bidplek, kom 'n slavin, en dit is wat die duiwel doen. Die oomblik wanneer 'n mens besig is om die woord van die Here te verkondig, dan stuur die duiwel sy gesante. 'n Slavin met 'n waarsêende gees kom ons teë wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê: hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing, wat absoluut die waarheid is. En dit het baie dae lank het sy dit gedoen, maar baie ontevrede daaroor. Het Paulus omgedraai en vir die Gees gesê: ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op daardie oomblik uitgegaan. En dan as ons bietjie verder kan gaan, dat allerhande goede gebeur, en nou kom geld ook te sprake, en die regters en die prokureurs kom ook te sprake. As ons gaan kyk daarna vers 40, 'n bietjie verder na vers 40 se kant. En die geregsdienaars het hierdie woorde, vers 38, aan die regters oorgebring, en die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Met ander woorde, Paulus hulle is toe nou in hegtenis geneem en in die tronk gestop, maar hulle het nie geweet dat Paulus dubbele burgerskap het. En daarom het hulle gekom en hulle gesmeek en het hulle uitgelei met die versoek om die stad te verlaat. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle weer na die huis van Lydia gegaan en hulle die broeders gesien en hulle bemoedig en weggegaan. Paulus is geslaan. Ons weet dat hy 3 keer is hy geslaan met die Joodse straf van 40 houe minus 1. Met ander woorde, nie 40 houe, is hy met 'n karwats oor sy rug en oor sy bors geslaan, 3 keer. Ter wille van die evangelie. En uiteinde laaste is Paulus in hegtenis geneem, in die tyd van toe Rome aan die brand gesteek is deur keiser Nero, en daar weet ons dat Paulus is toe onthoof. Hulle met 'n swaard het hulle toe nou sy kop afgekap, ter wille van die evangelie Christus. Baie interessant wat hier uitgekom het, is dat Paulus bid dat hierdie doring uit sy vlees verwyder moet word. Maar nêrens in die Nuwe Testament bid enige iemand vir gesondmaking nie. Nowhere in the New Testament does anyone ever pray to God for healing, and nowhere in the New Testament is any person ever told to ask God for healing. Hier gaan dit oor autoriteit, dit gaan oor gesag, dit gaan oor daai bevel in die naam van Jesus Christus kom uit, of in die naam van Jesus Christus, soos wat hy vir daai Simon die towenaar gesê het. Hy sê vir hom, kind van die duiwel, seun van alle ongeregtigheid, hoe lank nog gaan jy die regheid weer van die Here krom maak? Dit is die gesindheid van die Christene,
in goeie tye en in slegte tye. En nou moet ek ook weer eens hoor of julle nou sit en visvang daarso, of julle in die slaap is. Nee, ons nie. Is julle nie aan Maar die slaap? Gerard, Ja. jy sê nêrens in die Nuwe Testament word daar genees iemand versoek om iemand te genees nie. Is dit wat jy Ja. nou gesê het? Nêrens in die Nuwe Testament bid mense om gesond te word nie. Of versoek mense 'n gebed om gesond te word nie. Met ander woorde, ons bid nie mense gesond nie. Mense sal mooi gaan kyk daarso dat die verklaring sê dat 'n mens moet nooit jou geloof in die gebed plaas nie, maar in die een wat genees, en dit is Jesus Christus. Want dit gaan oor die gesagsposisie wat uitgespreek word. Om in die autoriteit van Jesus Christus hierdie goed aan te spreek. En nie vir God te vra, ag Here, maak hierdie persoon gesond nie. Ons staan in die gesag om te sê, in die naam van Jesus Christus, siekte, kom in lyn met die woord van die Here en uit hierdie liggaam uit. Dit is daai gesagsposisie waarin 'n mens staan. In Markus 9 praat hulle lees ons van die maansieke seun. Ja, En daar het Jesus uit die disippels hom nie kon gesond maak nie. ja, En toe sê vra die disippels mos vir Jesus, nou hoekom kon ons dit nie doen nie? ja. Want hulle het probeer. Hulle het probeer, maar hulle het nie geloof gehad nie. Hy het vir hulle gesê klein gelowiges. En dit gaan oor daardie gesag. Ek wil vir ons 'n skrifteks gee waar die Here Jesus self verwonderd was. Matteus 8 vers 5 tot 13 waar hy juist praat oor hierdie gesag. Wat 'n mens moet hê. En hier is dit 'n ongelowige, 'n Romeinse 'n soldaat wat Jesus verwonder het. Oor die gesag. En dit gaan daaroor, dit is hoekom die disippels nie dit kon doen nie, want hulle het op daai stadium nog nie verstaan waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die gesag. Dis posisie wat 'n mens moet inneem. Vers 5. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê: Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak. En luister wat die hoofman nou sê. En die hoofman oor 100 antwoord en sê: Here, ek is dit nie werd dat u onder my dak inkom nie. Maar spreek net die woord en my knegt sal gesond word. Hy sê nie vir die Here, u moet bid nie. Hy sê spreek net die woord en my knegt sal gesond word. Jy hoef nie eens na my huis toe te kom nie. Want ek is ook 'n man onder gesag. En ek het soldate onder my. En vir die een sê ek, gaan, en hy gaan. En vir die ander een sê ek, kom, en hy kom. En vir my diensknegt, doen dit, en hy doen dit. En dan Jesus se reaksie. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Maar ek sê vir julle,
dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Baie mense sal probeer kom en voordoen as Christene. Maar die Here sal hulle verwerp. En hier gaan dit oor gesag. Die gesag wat ons moet hê, en in daai gesag lê die geloof. Iemand het gesê, sin costs. It ain't cheap. In ander woorde, as jy sonde doen, is dit nie goedkoop nie. Daar is 'n koste aan verbonde. It's a whole lot cheaper to be a Christian. Real Christianity is living the life, giving your money to Jesus, but they are going and they're giving up their addresses om deur mense gesien te word. So om 'n kind van die Here te wees is nie maklik nie. Daar kom ook siekte en ellende en pyn op ons paaie en dit vra vir ons om voortdurend geloof in die Here te hê. Maar dit is 'n aanleer van 'n gesagsposisie wat ons moet hê. Daai groot geloof waarvan hy praat. Gerard, ons het nou, jy het vir ons nou gewys, dat ek meen dit wat ons leer uit die Bybel uit is, ons spreek daai dinge aan. Maar Ja, is ek reg as ek sê dat in baie van daai gevalle waar hulle daai uitsprake gemaak het, het hulle self eers voorberei en hulle het in baie plekke lees ons hulle het voor die tyd het hulle eers gebid en hulle self ek weet nie of het hulle geloof dalk reg gekry het en of hulle dalk eers vir die Here gevra het om hierdie dinge te sien wat hulle nou gaan doen. Is ek reg as ek sê hulle het in baie van daai gevalle hulle eers daai voorbereiding gedoen? Jy's heeltemal reg. Is absoluut reg. Jy weet, 'n mens moet wanneer jy dan besig is met hierdie goed, dan moet jou hart rein voor die Here wees. En jy moet skoonmaak en jy moet sorg dat daar nie iets tussen jou en die Here staan wat kan verhoed dat die Here nie deur ons kan werk nie. Jy is heeltemal reg. Jy weet, 'n mens kan baie maklik kan jy eintlik 'n ding oor jou bring en dan soos hierdie disippels waarvan Joey nou net gepraat het en sê, Here, maar ons probeer om dit te doen, maar die duiwels wil nie vir ons luister nie en hulle wil nie uitgaan nie en ons bid vir mense wat siek is, maar hulle wil nie gesond word nie. En dan moet 'n mens weet dat daar waarskynlik nog iets in jou lewe is wat nie reg is nie. Christo, kan jy vir ons nog 'n lied speel, 'n laaste lied? As ons dan klaar maak, ek weet nie of daar iemand is wat nog iets wil sê nie. Ook 'n liedjie van Don Francisco. En dit is Too Small a Price. Ek soek hom net gou-gou. Okay. Kom net gou. Terwyl Christo soek, is daar enige iemand wat nog iets wil sê? Nee, baie dankie, Gerard. Elke keer is dit vir my 'n nuwe leerskool. Ja, dit is so. Jy weet, 'n mens moet
kan leer van ander mense en op die ouene van die dag as dit kan onthou wat ons vanaand hier gehoor het is I gotta tell somebody what Jesus did for me. Dit is waaroor vanaand se Bybelstudie gegaan het. I gotta tell somebody, want elkeen van ons het 'n storie en die Here werk met elkeen van ons. Niemand is meer belangriker of minder belangriker nie. Ons is almal een voor die Here en ons het almal ons getuienis om ander mense te vertel van wat die Here doen. Nou hierdie is ook 'n baie mooi lied. A Small Price. En dit gaan spesifiek oor wat met Jesus of wat gebeur het in die tronksel waar Jesus dan was voordat hy gekruisig was. So as ons kan luister na hierdie woorde, is ongelooflike mooi woorde. Kom ons luister na hierdie lied. Too small a price to pay. Ok, ek gaan net gou vir almal weer vra om te mute, laat die klank lekker kan deurgaan. I awoke to hear the jailer turn the key and push the door. Get out here, he shouted, but I stayed there on the floor, frozen in the terror that rose and filled my brain, for I knew what they intended. I could not face the pain. Then soldiers came into the cell and they dragged me to the yard. They threw me down before a cross, brought the whip down hard. Carry it, they shouted, as I struggled to my feet. I put my shoulder under it and dragged it to the street. I stumbled through a wall of screams as they drove me through the gate. It seemed that thousands lined the streets, their voices filled with hate, like a wolf pack in the night that moves in for the kill. They closed the gap and followed us as we started up the hill. And it seemed I'd barely reached the top when they grabbed me from behind. They threw the cross down under me and tied the ropes that bind the arms close to the beams as they nailed the feet and hands, and they raised the cross up in the air and dropped it in its stand. Through a blur of pain, I saw the cross there next to mine. There were people all around it, so I looked to read the sign. It was nailed there up above his head, so the world could see the news that the man who seemed so helpless there was the King of all the Jews. And the crowd that stood around his cross made jokes about his name. They shouted, laughed, and spat on him, so I joined in the game. I said, hey, if you're the king, why don't you get us down from here? But the taunt just sounded hollow. It echoed in my ears. 'Cause he looked at me with eyes that seemed to reach into my heart. They shone a light on all my lies and tore my life apart. There was more that lay behind that gaze than simply blood and clay. But knowing was too much for me. I had to look away.
but I chanced another look at him while he was looking down, where the soldiers who just crucified us drank there on the ground. And although he spoke them quietly, somehow his words came through. He said, Father, please forgive them. They don't know what they do. And then, as if they'd heard him speaking, the crowd began to roar, whipped to frenzy by the priests who urged them on to more. But the worse the accusations now, the plainer I could see the guilt of the accusers, not the one there next to me. But the man upon the other cross began to curse and swear, and his voice was filled with venom as he hurled it through the air. All the horror that was in him and had laid his life to waste came out in every syllable he flung in Jesus' face. And Jesus only looked at him, but something rose inside of me. In spite of all that watched us there, it couldn't be denied, because his righteousness and innocence were shining bright and strong. I just couldn't keep my silence. If that cursing still went on, I cried out, don't you fear the wrath of God? Even at the end, you'll curse us both into the pit. Is that what you intend? We're only getting what we're due. We've sinned our whole lives long. But don't you talk to him that way, 'cause he's done nothing wrong. Courage, in a voice not quite my own, I asked him, Lord, remember me when you're coming to your throne. He answered me, and even then his love was undisguised. He said, before the sun has set today, you'll be with me in paradise. The shouts and curses did not stop even when the sunlight ceased. But somehow in the midst of it, my soul had been released. And though the agony continued, it was still too small a price be allowed to hear those words and to die beside the Christ. Sjoe, hierdie ou mag maar hoor.
Hierdie ding vir my net gebom. Daar hoor ons jou nou. O, wat self. Is almal nog daar? Ek's nog so. Wie's? Ek sien hier's Ina se foon nou. Jy het hom Waar amper, is Gerard nou? jy het hom amper Jy het gehad. nie sy ligtyd betaal nie. Sy minute is op man. Die data is gebreek. Gaan hy nou terugkom of wat? Ja, ekskuus, hier sit nou Ina se mic was af gewees. Hallo julle. Hallo. Nee, my rekenaar het uitgebom hierso. Maar het julle die lied mooi gehoor? Ja, en wat lekker is dis die lirieke is alles op die skerm, so 'n mens kan mooi Ja. lees wat daar aangaan. Nee, Ja, dit is hierdie ou baie kan aangrypend. definitief aangrypend sing, nê? Nee. Baie ongelooflik. Ja, jy leef jou in, hè? Ja, so julle kan agterna kan julle weer 'n bietjie gaan luister na hierdie liedere van hom. Don Francisco is ongelooflik. Hierdie twee liedjies is vir my van die mooistes wat hy saamgestel het al. Maar dit is asof, jy weet, as hy sing, is dit asof jy daar is. Jy saam met hom aan die kruis. Jy hang aan hulle lippe aan die einde van die dag. Jy sien hierdie prentjie voor jou van wat eintlik gebeur, ja. Ja, dit is so. Maar goed, baie dankie dat julle nou vanaand geluister het. As julle iets van vanaand kan onthou, dan is dit I gotta tell somebody what Jesus did for me. Dit is waaroor vanaand se Bybelstudie eintlik behoort te gewees het. Ja. So, kan ek vir ons met 'n gebed afsluit en dan kan ons nou almal in die kooi gaan klim, behalwe vir Tony en Tannie Babs, hulle moet gaan werk vir hulle geld en Ina wat nou nog moet merk, sy moet nou nog bestaan. vir ons bestaan, ja. Shame. Kom ek bid vir ons. Here, seën elkeen wat vanaand geluister het. Elkeen wat in hulle eie gedagtes worstel met die lewe, as ons dink aan Job en ons dink wat Paulus deurgemaak het. En Here, ons kyk na ons eie lewens ook en ons weet dat daar is goeie dinge en daar's swaar dinge wat met elkeen van ons gebeur. En hierdie dinge moet gebeur want ons sal U verheerlik in ons lewens. Gee vir ons die krag, soos U vir Job gegee het, om U nooit te verloon of te vervloek wanneer dit met ons sleg gaan nie. Maar ek bid vanmôre dat of vanaand dat U vir elkeen van hierdie boeties en sissies vir my, Here, sal onderneem en U seën oor hulle sal uitstort en vir hulle veilig sal hou en bewaar. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. 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 En baie dankie. Daar sê 'n en lekker alles wat week vir julle almal. baie dankie hoor. Dankie vir jou, Babsie. Dankie, bye-bye. Dankie my sussie, lief vir jou. Dankie. Bye. Jou, bye. Weer kan start met die merk. Totsiens almal. Het Christo my nou op die groep gesit, Joa? Nee, ek het vir hom gevra, vra hom bietjie, Christo, het jy? Hou net so bietjie aan. Hou net bietjie aan. Ek gaan dit nou doen.